Halleluja. Ja, Here, al die goeie werke wat ons gedoen het, hoe baie of hoe min dit mag wees, al dit tesame, hoop nie vir ons die voorreg om voor u troon te kan kom staan vanmôre en ons harte voor u bloot te stel nie. Dis nie op grond van enigiets wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat die Seun van God, Jesus Christus, vir ons kom doen. Hy is die groot hoëpriester, wat die offer gebring het om my te reinig, sodat ek deur geloof in Christus vanmôre die voorreg het om voor die troon vanmôre te kan buig. Niks van myself, maar alles op grond van wat hy gedoen het. Daarom het ons 'n groot hoëpriester wat deur die hemele gegaan het. 'n Hoëpriester wat sonder sonde vir my gesterf het. In alle opsigte versoek was net soos ek, maar sonder sonde. En hy het vir my gesterf as die middelaar tussen my en die almagtige God. En op grond van sy genade dood, op grond van sy gehoorsaamheid, het ons vanmôre die voorreg om voor God te kan verskyn. O my broer en suster, maak gebruik van daai voorreg vanmôre opnuut. Stel jou hart aan hom bloot. Aanbid hom en hulle buig voor hom. Sal jy as sy skepsel dan nie ook jou hande opsteek, jou mond oopmaak en sê, Here, ek aanbid u vanmôre. Ek vereer u, ek verhoog u. U is waardig en u is heilig. O Here, ontvang die lof wat ek bring vanmôre. Ons verhoog u. Ons kan doen. Halleluja. Martie, sal jy vir die Here dankie sê vir die voorreg. Here, Hoe groot is die genade, Here, Here, wat ons ingesluit het in die groot liefde. Here Jesus. Vanmôre weet ons is so bewus daarvan dat niks wat ons gedoen het enigstens verdienste gebring na u tafel. Ja, amen. Dit wat u vir ons gedoen het, dit wat u in ons gedoen het, en dit wat u met ons doen, Here, is volmaak, Here. Want u weet net wat om vir elkeen van ons te doen. amen. Ons eer en ons loof en ons prys vir die volmaakte werk wat Jesus Christus gedoen het. Vir die volmaakte offer wat hy gebring het. Al was hy buitekant die laar, hy was nie eers deel van die gemeenskapheid nie, in die gemeenskap van die heiliges nie. Hy moes daar buite gaan bly alleen, sodat ons kon ingebring word en kan deel in u groot liefde Here, in die gemeenskap van die gelowiges. Ons eer u daarvoor. Dankie, Here, dat u dit wat u begin het in ons harte en in ons lewens, dat u dit gaan deurvoer tot die einde toe. Amen. Dit stop nie hier nie. Dit gaan deur, dit kring uit na ons, na ons kinders, na ons kleinkinders, na ons geliefdes, na elkeen wat ons in kontak mee kom, Here. Mag u genade
so oorweldigend groot in ons Amen. harte, in ons denke, in ons lewens manifesteer, dat dit elke lewe aanraak wat ons in kontak met ons, sodat U naam verheerlik kan word. Dat die groter werke wat U beloof het ons gaan doen as U liggaam, dat dit begin manifesteer, dat ons eer en lof aan U kan bring, dat die heerlikheid sal hierdie aarde vul, tot lof en eer van U naam. Ons eer U, ons het U lief, Here, met ons hele lewe, met ons hart, met ons verstand, met al ons krag. Baie dankie dat U ons nuwe skepsels gemaak het in Christus Jesus. Want U kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Want ons niemand soos U. Vir ons dankie, Here. Dankie. So, mense, ek wil vir julle sê dat die vyand hou niks van wat hier gebeur. Want dit is die krag wat die wêreld oorwin het. Die liefde. 'n liefde wat homself bewys deur offergawe. So lief het God die wêreld gehad. Dat hy sy seun geoffer het. Dis ware liefde. Dit gaan oor offergawe. En die vyand hou nie van dit. Want hy weet, dit is hierdie kwaliteit, dis hierdie eienskap wat hom uitgeklee het op die kruis, toe Jesus self hom geoffer het vir jou en vir my. Sal ons dan ook so ons lewe vir mekaar aflê. Dit is die tweede gebod wat saamloop met die eerste gebod, naamlik dat jy jou naaste liefhet soos jouself. Amen, amen. Ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor hierdie vyand se strategie, want hy wil dit kom verbreek. Hy wil hierdie gemeenskap. Want dit is wat 'n gemeente is. 'n Gemeente is eintlik 'n gemeenskap. Die gemeente is nie die baksteen nie, ons is die baksteen. Ons is ingebou soos lewende stene. En die vyand wil hierdie gemeenskap verbreek. En hy het niks nuwe triks nie. Hy is baie slim. En partykeer is die slim juist daarin dat jy dit wat werk weer doen. Hoekom wil jy iets niets doen as dit wat jy gedoen het werk? En daar's 3 dinge, veral wat hy doen, wat hy weet werk. En ek wil hê dat ons weer die aandag daarop sal fokus vanmôre, sodat ons nie in sy stryk vasgevang raak nie, sodat hierdie werk wat God doen, sal verrys tot 'n lieflike getuienis van God se werk in die lewens van mense wat hom in gees en waarheid dien. Amen. Met dit in gedagte, kom ons blaai na Matteus die 4de hoofstuk. Ons ken dit baie goed, Jesus se versoeking in die woestyn. En is jy almal daar? Kom ons lees sommer daarvan af vers 1. Ons gaan so die eerste 7 of 8 of 9 of 10 of 11 verse lees. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê: "As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word." Maar hy antwoord en sê: "Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan." Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En sê vir hom: "As u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie." Maar Jesus sê vir hom: "Daar is ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie." Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom: "Al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid." Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan,
Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Net tot sover. Ek wil met u praat vanmôre oor versoeking. Maar die vyand het gekom en Jesus versoek. En moenie dink dat as die vyand Jesus nie gespaar het, dat hy jou sal spaar nie. Ons almal deel met versoeking elke dag. Daar is van u was versoek gewees al vanoggend. Jy was dalk versoek 10 minute terug om 'n ding te sê wat jy nie moes sê nie. Of om net op te daag hier was al klare versoeking gewees. Gaan ek opstaan of gaan ek nie opstaan nie? Deel met versoekings. En ek wil 'n bietjie met u praat oor versoeking. Nou broer en suster, as ons oor versoeking praat, dan kom ons agter in die woord van die Here dat die vyand val 'n mens gewoonlik aan. Hy versoek 'n mens op 3 areas. Die Bybel praat van 3 areas. Die begeerlikheid van die oë, né? Die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. O, jy ken die vers, waar staan hy, Martie? O, dan kom ek help jou. 1 Johannes 2 vers 16. Kom ons gaan gou soontoe. Ek het nog gedink, weet wat sal help, of kan ek dit self help lees, né? Is as ek baie Bybelboekmerk het. As daar iewers op kan ek dit so. Ja, ek skimp, ja. Iemand wat 'n Bybelboekmerk wil sponsor, ek kort 'n paar, dan kan ek hulle so hier inbou. Dit sal baie help, dan kan 'n mens vinniger by plekke uitkom. Okay. Ek het 'n openingsbod, is daar nog mense? Ja, hoe sê die Bybel, vra en vir jou sal gegee word. Baie dankie. Tot begrafnisboekmerkies. 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. So hy praat van die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die wêreld. Nou as jy kyk na Matteus 4, dan sien ons die Satan het Jesus 3 maal versoek. En raai wat? Hy het hom versoek op hierdie 3 areas. Hy het hom versoek op die area van Jesus se vlees, die fisiese. Hy het Jesus versoek in die area van die geestelike. En dan het hy ook Jesus versoek in die area van sy roeping, die grootsheid van die lewe. Wat is die rede vir my bestaan? Hoekom het Jesus na die wêreld gekom? Hy het gekom want hy was gestuur. Daar was 'n roeping op sy lewe. Hy was geroep na iets toe. En die vyand het sy roeping versoek. Nou broer en suster, soos wat die vyand Jesus versoek het op 3 areas, in die area van die vlees, die gees en sy roeping, so kom die vyand tot vandag toe en hy versoek ons op hierdie 3 areas. Want weet jy wat? Ons as mens is mos gees. En ons woon in 'n liggaam, die vlees. Korintiërs 3, Korintiërs 6, weet jy nie, julle liggaam is 'n tempel nie. Romeine 12, stel julle liggaam as 'n offer, 'n lewende heilige welgevallige offer. So hy versoek ons in die liggaam, in die geesdimensie en dan ook wat betref ons roeping. Want elke mens, of jy God dien of nie, of jy hom wil erken as God of nie, daar is 'n bewustheid in elke mens van 'n godheid. Ons weet wie hy is. Daar is 'n bewustheid in elke mens, al ontken jy God, dat daar moet 'n rede wees hoekom ek hier is. Dis die groot lewensvraag. Hoekom is ek hier? Hoekom bestaan ek? En dis die vraag wat deur die eeue hier nog probeer was om deur soveel filosofieë en filosowe beantwoord te word. Hoekom is ons hier? En elke mens, of hy dit wil erken of nie, daardie vraag is daar binne. Ons weet wat die antwoord is. Die oomblik as jy God ontmoet, dan kry jy die antwoord op die vraag. Maar daar's baie daar buite wat nog nie die vraag het, maar nog nie die openbaring op die vraag. Amen. So dis die 3 areas wat ek vinnig oor wil praat vanmôre. Is die 3 areas van versoeking. Nou, wanneer ons na Matteus 4 toe gaan,
dan sien ons die eerste area waar die vyand vir Jesus versoek, was in die area van sy vlees. Okay? Wat het gebeur? Jesus was weggedryf in die woestyn, waar hy gevas en bid het vir 40 dae. Wie het al 40 dae gevas en bid? Haai nee mense, ek tog, julle is almal godsman nie. Hoorie, ek het ook nog nie 40, en ek ken 'n paar mense wat al 40 dae, 40 nagte gevas het. Maar ek is nie een van hulle nie. En ek voel nie skuldig daaroor nie. Hulle sê dat as jy 7 of 8 dae kan wegkom sonder kos, dan gaan jou eetlus gaan weg. Nou, ek het by langs wat ek gevat het was 7 dae. Maar my eetlus het nie weggegaan. Ek ry op die pad, dan lyk tot die grys klippertjies op die pad vir my eetbaar. Met 'n bietjie platjang oor. Hoor ek het regtig gedog, ek is net dis kan die graf na 7 dae. Jy onthou dit nog. Maar hulle sê dat wanneer jy oor daardie bruggie kom, daai threshold, dan gaan jou honger weg. Maar hulle sê na 'n sekere tyd, en hulle sê na 40 dae, keer jou honger terug. Maar hulle sê, wanneer jy weer begin honger raak, nou ek praat van die slim mense, ek het soms 'n bietjie gaan luister na wat sê die biologiese mensies. Hulle sê, wanneer jy weer begin honger raak, dan moet jy weet, jy is nou regtig, dis kan nie dood. Want dis dan wanneer jou liggaam essensiële dele van jou begin wegvreet. En wanneer jy weer honger raak, is wanneer jy moet begin eet, andersins gaan jy dit nie langer maak. So, ons sien toe Jesus gevas het vir 40 dae, het hy weer honger begin word. En dis op daardie punt, waar die vyand om te kom, toe hy weer honger word. Hy is net so disk aan die graf, want hy was ook 100% mens. As hy nie iets sou eet op daai oomblik nie, kan dit potensieel vir hom baie nadelig wees, wat sy gesondheid aanbetref. Maar dit is net op daai oomblik, waar die vyand kom, en hy versoek hom. En hy sê vir hom, laat hierdie brode klippe word. Is ons honger? Ja nee, ek kyk net of julle wakker is. Okay, julle die eerste toets geslaag. Kijk, ons praat oor versoeking, so ek wil net kyk, is julle hier of is julle daar? Mooi, pragtig. Okay, daar is nog 'n paar toetse, julle sal hom kry so deur die loop van die diens. Maar hierdie eerste een is geslaag. Well done. Laat hierdie klippe brode word. Ons lees dit in vers 3. Daar is geskryf in vers 3 sê, as u die seun van God is, laat hierdie klippe brode word. Alright? Nou, broer en suster, is dit 'n sonde om honger te wees? Ek het nie gevra dat ek so aan mekaar gesit moet word. Die Here het my so gemaak. Jy weet, hy het my hongerknoppie is baie aktief. Jy weet, en dis nie sonde nie, die Here het dit ingebou in ons in. En hy het dit ingebou 'n honger, 'n begeerte na voedsel, want ons liggaam het dit nodig om te funksioneer. Hy het ons liggaam so gemaak, sodat ons liggaam sal voed om die nodige voedingsstowwe te kry. Jou liggaam is nogal skerp hoor. Hy kan nogal vir jou sê ook wat jy nodig het. As ek so op die squashbaan is byvoorbeeld en ek raak duiselig, dan weet ek my liggaam sê, hey, suiker. Okay? Ding is dit, hy sê nie vir my hoeveel nie, dan gaan ek partykeer oorboord. Jy weet, of jy weet, party mense sal afgekom hoor ek het 'n ysterstekort, dan weet jy ek moet nou 'n bietjie broccoli eet of whatever. So dis wonderlik. Die sonde lê nie in die honger nie. Maar as die sonde dan nie in die honger gelê het nie, waarmee het Satan dan Jesus versoek? Daar's iets dieper hier. En dis wat ek jou wil wys. Die area waar Satan Jesus versoek het, is dit. En dit is dat hy wil gehad het, dat Jesus sy gees moes onderwerp aan sy vlees. Jy sien,
Hy wou gehad het dat Jesus se vlees, die aptyte van sy vlees, oor die aptyte van sy gees sal heers. En dis hierin waar die wortel van versoeking lê. Want daar's hierdie twee stemme wat met jou praat. Dis jou geesmens en jou vleesmens. En dis wanneer jou vlees so sterk word en die Satan kom en hy versoek Jesus wanneer sy vlees uitroep vir voedsel. Maar hy wil kyk, gaan hy aan sy vlees se begeerte oorgee of gaan sy gees nog steeds die oorhand hê. So broer en suster, wanneer die vyand na my en jou toe kom met versoeking, dan het hy dit in gedagte. Hy wil hê dat jou vlees sy knie sal buig voor jou gees. Sy begeerte is dat jou vlees sal onderwerp aan die gees. En dis wanneer die vlees jou geesmens oorheers, dat dit sonde baar. Ja. So die Satan kom na Jesus toe en sê, Jesus, jy's mos lekker honger. Laat toe dat jou vlees jou gees oorheers. Buig jou gees voor jou vlees. Gebruik jou bonatuurlike mag wat jy het, want jy is tog immers die seun van die lewende God. So gebruik jou bonatuurlike mag om jou gees aan jou vlees te onderwerp. Dis wat hier aan die gang is. Maar wat was Jesus se reaksie? Hy sê vir hom, daar staan geskryf, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God. Nou broer en suster, daar was 'n man met die naam van Paulus. En hy het vir ons baie mooi uiteengesit. Wat is die vlees en hoe kan jy onderskei wat die werke van die vlees is en wat is die gees? Sodat jy kan weet, wat is die een wat nou spreek hier binne my? Is dit my vlees of is dit my gees? En hy het vir ons pragtig uiteengesit daar in Galasiërs 5. Daar vanaf vers 16. Jy kan miskien dit sommer so lees terwyl jy nou iets soek om te doen. Hy sê daar, Galasiërs 5 vers 16, hy sê, wandel deur die gees, sodat jy nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En dan wat sê hy verder, Martie, lees sommer vir my. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil. Ja, en dan, lees sommer tot daar by vers 20 of so. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. As ek vir julle lys moet klaarmaak. Is jy by vers 20? Ja. O. Ok, maar lees maar vers 21 ook. Ok, agtens, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërdig nie. Al daardie aktiwiteite is werke van die vlees. En wanneer jy deur dit oorheers word, sê die Here, wanneer jy in dit wandel, ons almal struikel van tyd tot tyd, maar wanneer dit jou patroon is, wanneer jy dit jou lewens identiteit gemaak het, sulke mense sal in die koninkryk van God sien. So Paulus lê dit vir ons pragtig uit, en dit sê vir ons het 'n keuse. Aan wie gaan ons onderwerp? Gaan ons onderwerp aan die gees? Want die werke van die gees is ook openbaar, as jy vers 22 lees. Liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid. Teen sulke dinge is die wet nie.
Maar die vraag is, aan wie gaan ons onderwerp? Wanneer die versoeking kom, wanneer die vlees sê, voed my, maar die gees sê, die teendeel. Watter een gaan jy toelaat om te heers in jou lewe? Jesus kom, hy sê die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord. Jy sien, mense gee maklik oor aan die vlees, want hulle is leeg aan die woord. As jy leeg is van die woord, kan ek vir u guarantee, jou vlees sal oor jou heers. As jy arm is aan die woord van God, sal jy nie die vyand se versoeking kan weerstaan nie. Ek waarborg dit vir jou. As jy nie liefde het vir hierdie Bybel nie, kan ek nou vir jou sê, jy is onderworpe aan die vlees. Sonder om jou lewe te ken. Want die skrif is baie duidelik daaroor. Die mens, broer en suster, jy het meer as net brood nodig om jouself te onderhou in hierdie lewe. En Jesus het dit geweet. Daarom is dit so uiters belangrik dat ons die woord van God sal eet. Dat ons dit sal ken, dat ons dit sal verstaan, en dat ons daarin sal wandel, met ander woorde, dit sal toepas. Nie net om te kan sê, wel, ek het my 5 hoofstukke gelees vandag nie. Nee, jy moet dit implementeer in jou lewe. Ja, moet nie net hoorders wees van die woord nie, maar daders. Anders bedrieg jy jouself. Dis uiters belangrik. Broer en suster, hoekom dink julle, is ons so gestel daarop, dat elke kans wat ons kry, of dit nou Sondag is, of Woensdag, of Vrydag, of whenever ons by mekaar kom, dat die woord van God altyd prioriteit sal geniet. Daar's ander dinge wat ook belangrik is, maar die woord bly sentraal. Dis ons behoud. En Jesus het dit geweet. Dis die woord van God, my sussie, wat jou siel voed. Amen. As jy nie gevoed is nie, daar is te veel lieflike mense, maar hulle ly aan wanvoeding. Geestelik gesproke. En dan kan hulle nie verstaan, hoekom is hulle swak, wanneer versoeking kom, hoekom hulle so maklik hulle knie buig voor die begeertes van die vlees nie, want die woord is nie 'n realiteit in hulle lewe nie. Dis nie 'n prioriteit nie. Die woord kom gewoonlik maar baie laag af op ons prioriteitslys en ons het baie goeie verskonings oor hoekom. Wel, jy kan jou verskoning sê, maar kan jy waarborg, jou vlees gaan oor jou gees heers. Dis jou keuse. So kan jy nou sien, waar was die area, hoekom Satan Jesus versoek het? Hy wou gehad het, Jesus moes sy vlees laat heers oor sy gees. Wat gaan ons doen? Gaan ons dit toelaat? Nee, 1000 maal nee. Don't do it. Alright, so dis die eerste versoeking. Dis die area van die vlees. Nommer 2. Toe gaan die Satan verder. En hy vat vir hom in vers 5 saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaan die, en hulle sal jy op die hande dra, sodat jy nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Ha! Kyk wat doen die duiwel nou. Jy sien, Jesus het so pas bely die absolute sentraliteit en die belangrikheid van die woord van God in 'n mens se lewe. En Jesus het sy vertroue in die woord van God bevestig. Dat ek leef van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En hierdie tweede versoeking is eintlik 'n uitloop of 'n voortvloei vanuit die eerste eenheid. Want hier kom die vyand en hy sê vir Jesus, Jesus, jy het net bely. Jy het net bely dat die woord van God is prioriteit. En dat jy jou volle vertroue stel in God se woord. Wel Jesus, jy het gesê, ek sê nou jy, want dis hoe die Satan baie keer, hy dink mos, hy is God self. Jesus, u het gesê,
dat die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord. Jesus kan ek je herinner, wat sê Psalm 91 vers 11 en 12? Psalm 91 vers 11 en 12 sê, dat hy sal die engele aangaande jou bevel gee. Dat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp nie. So Jesus, ek daag jou uit, bewys dit wat jy bely. Jy bely mos, dat die engele sal my help. Dat ek nie my voet in 'n klip stamp nie. So bewys dit nou. Bewys dit voor hom. Jy sê dan, dis wat die woord sê. Kan jy dit sien? Ja. So hy daag. Met ander woorde, Jesus, stel jouself in lewensgevaar. En laat die engele jou help. Sit jou lewe op die spel. Ha! Sit jou lewe op die spel. Dit sal goed wees vir jou bediening. Ek weet, jy is aan die begin van jou bediening. Jy het die woord van God, jy sê jy vertrou die woord van God, jy is aan die begin van jou bediening, dit sal vir jou 'n goeie hupstoot gee. As jy nou hier afspring, en jy kom niks oor nie, kan jy jou indink hoe verbaas al die omstanders sal wees, en sal sê, wow, hierdie man is nie sommer enige man. Hierdie is 'n groot bevel. Is hy nie dalk die seun van die lewende God nie? Dit sal jou bediening 'n goeie opstand gee. Mense sal stroom na jou toe, as hulle sien hoe spring jy van 'n dak af en niks kom jou oor nie. Ek wonder as ek dit doen vandag, as ek hier van Bergskepings as 'n dak af spring, dink jy dit sal my ministry help? Is dit nie hoog genoeg nie? Moet ek van Crystal Towers gaan afspring? Mense, luister, ek maak 'n grapie oor, maar weet julle hoeveel predikante misbruik die bonatuurlike om mense te lok na hulle bedieninge toe? Dis so ongelooflik hoeveel die Pinksterbeweging, die charismatiese beweging nou geskuif het om die bonatuurlike amper te verhef as the be all and the end all. Jy kan maar kyk op YouTube, gaan TV en toe almal praat van, God se bonatuurlike werke. Jy weet, goudstof wat uit die dakke uitval en vere van engele wat daar op hulle val en toere na die hemele toe en dan val die hele linkerblok. Jy weet, en swaai my baadjie. En ag mense, die goed is wat die mense aanvang. Die probleem is, as jy die bonatuurlike gebruik om mense te lok, sit jy jouself op een rigting verkeerd. En weet jy wat is dit? As ek dit vandag doen, as mense kom, omdat hulle die bonatuurlike wil sien, heeltyd, na hierdie diens toe, dan moet ek dit volgende week weer doen. Want hulle kom vir dit. En dan moet ek die week al op weer doen. En weet julle hoe werk entertainment? You better exceed yourself the next time. Jy moet heeltyd beter doen. Ek kan nie nou die voet van die petrol afhaal nie. Nou moet ek nog meer petrol gee. En nog meer. Né? Ons moet nou nog dieper ingaan. Gaan kyk maar. Dieper in God se hart en dieper in sy dimensie. Ons gaan vandag na die 8ste hemel toe. Jy weet, dis die goedes wat mense lok. Maar weet jy wat? As dit jou beginsel is, waardoor ek jou, jy mag dalk met die egte begin het. God mag dalk iets echt deur jou gedoen het aan die begin. Maar omdat jy heeltyd die bonatuurlike soek, gaan jy beweeg van die egte na die onegte. Dit gaan later 'n performance-driven ding word. En dan gaan jy dinge opmaak om te hou by daai standaard. Pas op vir dit. Alright? En hier kom Satan en hy wil hê Jesus moet nou bewys hoe hy God se woord vertrou. Wat was Jesus se reaksie? Hy sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Ja. Luister my vriend, wanneer jy deur die loop van die lewe beweeg, wie was al in lewensgevaar gewees? Nie moet jy gesoek daarvoor nie. It just happened.
né? Die pad is nou nat, skielik ry op die pad en daar gaan jou brieke, of die tyres gly, of jy ry 120 met 'n trailer agter, en skielik begin die trailer so maak, terwyl jy weet, jy moet nie oor 100 gaan. Maar nou is jy in lewensgevaar. As jy dan die naam van die Here aanroep, en sê, Here, help my, dan is die Here altyd daar, om jou hulp geroep te hoor. En hy sal jou uitred. Ons het getuienisse gehoor van mense wat sê, ek het aangery en hier was 'n trok voor my, en ek roep die Here aan en die volgende is my kar agter die trok. Ek weet hoe ek daar gekom het. Iemand het dit getuig. Ek weet wie, maar ek sal nie sê follow my eyes nie. Dis die Here wat hoor. Hy kan bonatuurlik ingryp. Maar luister, dis wanneer jy weens verloop van die lewe in lewensgevaar is. Jy kan nie met opset gaan en jouself in 'n posisie sit, net sodat jy jou geloof in God aan ander kan bewys. Dat jy vir ander kan wys, hoe groot is my geloof in die Here nie. Weet, ek het 'n kleintjie daaraan, in my eie familie, sit ek met 'n individu wat dink, hy moet heeltyd wys, hoe groot sy geloof in God is. Deur goeie te doen, soos parkeer jou kar in die middel van die nag daar in 'n gevaarlike area en sluit nie jou kar nie. Dan sê ek, sluit jou kar. Nee, waar is jou geloof? Die Here sal my kar beskerm. Dit is om die Here jou God te versoek. Dit is om hom te toets. Alright? En dis verkeerd. Ja, vriende, God toets 'n mens. Natuurlik toets hy ons, maar hy toets ons nie om iets aan hom te toon nie, want hy is alwetend. Hy toets jou om iets van jouself te toon. En weet jy wat het God nodig vir jou om te wys van jouself? En dit is hoe swak jy is. Jy sien, God weet hoe swak jy is, maar vir een of ander rede weet die mens nie hoe swak hy is nie. Jy weet hoe swak jy is nie. En dan moet die Here kom en jou toets, sodat jy jou eie swakheid en jou gebreke kan raak sien, sodat jy jou volle vertroue op God kan stel om jou te help, om jou te dra. En dis reg, God toets en hy mag toets. Maar vir die mens om God te toets, that's wrong. And that's unbiblical. En dis die tweede toets. Satan wou gehad dat Jesus sy bonatuurlike krag moes gebruik en sy vertroue in die woord van God bevestig deur nou iets bonatuurliks te doen, sodat hy kan wys hoe groot geloof hy het in sy Vader se woord. Luister, ek het nie nodig om aan enige van u te bewys hoe groot my geloof in my Vader se woord. Wanneer die geleentheid hom voordoen, wanneer die lewe gebeur, en die gawe van geloof is nodig om te opereer, dan sal dit opereer in daai oomblik. Ek gaan nie een van daai predikante wees wat week na week hier wil staan en vir julle wys hoe wonderlike profeet is ek. Of hoe groot geloof het ek, of hoe die gawe van genesing deur my opereer nie. Nee, that's wrong. That's testing God. Dis om vir God voor te skryf oor hoe hy moet werk. Broers en susters, nie een diens, ek het nie 'n klou hoe enige Sondagdiens gaan lyk. Ek berei voor, ja. Maar sou die Here anders lei, en dit gebeur van tyd tot tyd dat die Here anders lei, then so be it. Maar ons word gelei deur die Gees van God. Nie deur 'n vooropgestelde idee en sê, luister, wanneer ons by die derde saamkom, dan gaan die Gees van die Here nou in beweeg hier. En dan moet julle almal karabanda. Alright, want dan gaan daar 'n vloei is. Nee, my broer en suster, dis om God te versoek. Jy stel vir God voor hoe hy moet werk. Hier gaan ons dit nie doen. Is dit reg? Amen. Ons word deur die Gees van God gelei. Elke oomblik. Dis hoekom ons ook nie ons het nie 'n jaar tema nie. Weet baie kerke ons hierdie jaar preek ons net oor die hand. Of ons preek net oor gawes. Nee, my broer en suster, die Here gee vir ons elke week en sê, praat hieroor. Jy word gelei deur die Gees van God. Elke dag.
Net so wat jy verstaan. So dit is die tweede versoeking. Kan ek nie gou vat na die derde een toe? Toe die tweede versoeking nie werk nie, toe gaan Satan weer 'n derde maal en hy sê vir hom in vers 8, weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Hier is die derde versoeking en nou versoek hy Jesus in die area van sy roeping. Hy sê, gee al hierdie koninkryke, val net hier en aanbid my. Jy sien, toe Jesus na die wêreld kom, hy het geweet wat was sy missie. Hy het geweet, my missie is om die wêreld los te koop van die mag van duisternis. Want jy sien, Satan is die owerste van duisternis. Dis wat Johannes 8:44 sê. 2 Korintiërs 4:4 sê, hy is die God van hierdie wêreld. Hy is vandag nog die God van die wêreld. It haven't changed. Is that still today? En Jesus het gekom, of kom ek stel so, God se plan met Jesus was, om die wêreld los te koop van die mag van die bose en van sy heerskappy, sodat die koninkryke van hierdie wêreld weer die koninkryke van ons God kan word. As jy gaan lees Openbaring 11:15, waar hy sê, en die koninkryke van die wêreld het die koninkryke van ons God geword, en dit gaan gebeur wanneer Jesus terugkeer, en van sy Here. As jy weet wat ek sing, the kingdoms of this world, it has become the kingdoms of our God and of his Christ. En hy sal vir ewig heers. So Jesus se missie was om die wêreld terug te koop. Hy het gekom om dit te doen. So hy het gekom om die losprys of die afkoopprys te kom betaal om die wêreld te kan terugkoop sodat die koninkryke van die wêreld in God se bepaalde tyd weer die koninkryke van ons God sal word. It's not yet, but it will become. Onthou, dit was alles God se. En dan moet ons praat van ons praat nie van God se skepingskoninkryk, alles behoort aan hom. Alles behoort aan hom. Ons praat van sy teokratiese koninkryk, sy koninkryk op aarde, waar daar op aarde iemand op die troon van Dawid sal sit, sodat die koninkryke van hierdie aarde onder sy bestuur sal wees. Op hierdie stadium is die koninkryk van die aarde, sy teokratiese bestuur op aarde is nie onder sy bestuur nie. Dit is onder die bestuur van Satan, want die mens het gesondig en so daar 'n oordrag plaasgevind. Die heerskappy van die mens was oorgedra na Satan toe hulle van die vrug eet. Toe het die heerskappy van die mens was weggeneem. Alright? En Jesus het gekom om die losprys te betaal om daai heerskappy weer terug te bring, maar wanneer die heerskappy, die koninkryke weer die mensin sal word, sal dit, wanneer die koninkryke weer Godsin sal word, sal dit nie 'n mens wees wat sal heers nie, dit sal die laaste Adam wees, volgens Korintiërs 15, wat sal heers, dis Jesus Christus self, hy sal op die troon van Dawid sit. En wat was die afkoopprys? Wat is die koopprys om die wêreld terug te koop? Wel, liewe vriende, dit was niks anders as 'n bloedprys nie. Want sonder bloed is daar geen vergifnis nie. Dis bloed wat byna alles reinig. Dis wat Hebreërs 9:22 sê. Deur bloed word byna alles gereinig. Wat het die heerskappy van die mens weggeneem? Die feit dat die mens gesondig het. En die loon van sonde is die dood. Wat is sonde? Ongehoorsaamheid aan God se wil. Die mens was ongehoorsaam aan God se wil. En die siel wat sondig moet sekerlik sterwe. Jesegiel 18:20. So die afkoopprys om die mens weer los te koop, sodat die koninkryke van die wêreld weer Godsin kan word is, daar moet 'n bloedoffer gebring word. So Jesus het gekom om sy bloed te stort. Dit was sy missie, want hy moes die wêreld terugkoop. En Jesus het dit geweet. He knew it. From the beginning. En hy het geweet hoe hy verag sal word. Hoe hy sou ly. Hoe hy jou en my sonde op hom sou moes neem.
en hoe hy 'n veragtelike dood sou sterwe op die kruis van Golgotha. He knew it all. En weet jy wie dit nog geweet? Die duiwel self. Hy het geweet, dis sy missie. En hier kom hy in Matteus 4, hy sê, Here, hy sê, ek sê jou wat. Jou missie is mos om die koninkryke van die wêreld terug te koop. Maar ek het 'n plan vir jou. Hierdie wêreldse koninkryke behoort aan my. Ek is op hierdie stadium, ek bestuur hierso. En dit behoort aan hom, want die Satan het vir Jesus gesê, ek gee dit vir jou. En Jesus het nie gerebelleer dat Jesus het nie vir hom gesê, wel, jy kan dit nie doen nie, want dit behoort nie aan jou nie. Nee. Jesus het geweet, Satan het reg. Want dit is oorgedra weens die sonde van die mens. So Satan kom en sê, ek sal dit vir jou gee. Dis tog hoekom jy gekom het. Is om die koninkryke terug te kry. So ek sal dit vir jou gee. Al wat jy moet doen, is om af te sien van jou Vader se plan oor hoe jy dit moet terugkoop. So sien dit af van sy plan en ek gee dit vir jou. Wat eintlik wie Jesus sê is, Jesus, moenie die pynlike roete vat nie, man. Vat die maklike roete. Moenie hierdie kruis gaan nie, man. Dit is veragting en dit is pyn en dit is seer. Moenie daai roete gaan nie. Ek maak dit nou vir jou maklik. Al wat jy moet doen is, val net neer en dan bid my en ek gee jou alles waarvoor jy in elk geval gekom het. Jy het mos gekom om die koninkryke van die wêreld. Ek gee dit vir jou. Val net neer en dan bid. Dit laat my bietjie dink. En weet jy wat besef ek? Is dat Satan gee nie om as jy vir die Here werk nie. Hy gee nie om as jy sekere dinge doen in die naam van die Here. Al wat hy wil hê is dat wat jy ook al doen, moet jy doen op jou manier en nie op God se manier. Jesus, doen jou ding, sien dit af van God se manier van dinge doen. Doen dit soos ek vir jou sê. Sien af van jou Vader se planne. Doen dit op jou eie manier. Daar's 'n ander manier om nog steeds, hoe sê hulle? The means justify the end. Nee? Met ander woorde, die einddoel is jy wil die koninkryk hê. So, enigiets is mos, jy kan mos enigiets doen om daar uit te kom. Dis nie hoe dit werk met God se koninkryk. Jy kan nie sê, wel, ek doen dit wat ek doen, want ons gaan toch in elk geval by daai einddoel uitkom. Nee, die vraag is nie, is jou idee 'n goeie idee nie. Die vraag is jou idee 'n goddelike idee? Ons het te veel goeie noble ideas. Sê maar, ek doen dit ons vir die Here. Luister, die vraag is dit wat jy vir die Here doen? Is dit wat God gesê het, hoe jy dit moet doen? Dis nie net oor die wat nie, dis oor die hoe. Ons almal het baie keer sulke mooi, rein idees. My vraag vir jou is, het God met jou gepraat? Het God met jou gepraat oor hierdie ding, en doen jy dit soos wat hy gesê het jy moet dit doen? Of doen jy dit op jou manier? En dit is wat Satan Jesus wil kry, dat hy net sal afsien van God se manier van dinge doen. En God se manier van dinge doen is baie maal, meeste maal, die pynlike manier. Nie die maklike manier. Luister, ek moet klaar maak, maar hoeveel keer het Satan probeer om Jesus te laat afsien van die kruis? Jesus het geweet, my bloed sal moet geoffer word. Dit is my Vader se wil. Hy self het al gebid, Vader, as daar enige ander manier is, laat die beker verbygaan. Ons het al baie oor die beker gepraat, wat alles daar is. Maar hy het heeltyd probeer om Jesus te kry, om nie die weg van die kruis te volg. Dink gewoon Petrus, né? Toe hy daar by Petrus was in Matteus 16, hoe die Satan letterlik deur Petrus met Jesus praat en vir hom sê, kom ons lees dit gou. Hiermee gaan ek klaar maak. Matteus 16. Hy sê,
in vers 21, hy sê, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. So Jesus het vir hulle vertel, luister, dis my missie. Ek gaan Jerusalem toe, ek gaan sterwe. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. En die wonder toe hy het sê, toe hoor Jesus Satan se stem deur hom praat. Ja. Dis nou weer die vyand wat probeer om my te laat afsien van my Vader se wil, en dit is die kruisdood. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Luister my vriend, nie almal van ons kan altyd onderskei, wanneer is dit my vlees, en wanneer is dit die gees wat praat. Jy sien mense, die eie ek, die vleesmens praat so. Dink vir 'n slag aan jouself. Geniet jouself, man. Laat gaan bietjie. Leef 'n bietjie. Jy verdien ook iets. Ons is nie vir mekaar te sê, jy moet nog net onthou wat ek alles gedoen het. Ons wil hê mense moet notisie neem van alles wat ek insit. Vra net jouself, hoekom doen jy wat jy doen? Doen jy dit vir mense? Doen jy dit vir erkenning? Doen jy dit om een of ander, soek jy 'n dankie? Natuurlik is goed om vir mekaar dankie te sê, maar hoekom sê jy wat jy sê? Hoekom doen jy wat jy doen? Want dis die vlees. Die vlees is daarop uit om erkenning te wil hê. En dis wat die vyand ons wil kry om te doen. Ons doen baie keer goeie dinge, goddelike dinge, maar dit gaan eintlik maar oor onsself. Why do I do what I do? Maar wat is God se pad? Wat moet ons reaksie wees wanneer die vyand kom en sê, hey man, neem jouself bietjie in ag man. Né? Geniet jouself 'n bietjie man, maak bietjie die hare los. Go for it. Moenie dink nie, doen net. Onthou julle belade vir 'n enkele. Moenie dink nie, doen net. Julle onthou dit, né? Ja, al die belades. Al die Pilates, belades. Wat moet ons reaksie wees? Onthou, die Satan wil Jesus se roeping stuit. Sy roeping is, ek moet sterf. So wat moet ons reaksie wees wanneer die vyand ons wil laat afsien van hoe God wil ons met dinge doen? Ons reaksie moet wees, vyand, ek weet wat's my roeping. En ek weet waartoe ek geroep is. En ek gaan nie dat hierdie roeping skade ly nie. En ek weet as ek aan jou gaan onderwerp en as ek aan jou stem gaan gehoor gee, dan gaan die roeping skade ly. Maar ek gaan my roeping vervul. En ek gaan oorwin. Nie deur jy aan jou te onderwerp nie. Ek gaan nie deur by my einddoel uitkom deur aan jou te onderwerp nie. Ek gaan by my einddoel uitkom deur te sterwe. Dus hoe ek by my einddoel gaan kom. Ek moet sterwe. Dit was die voorbeeld, die toonbeeld wat ons voorganger Jesus Christus vir ons gestel het. Die weg na die wil van God en die weg na sy roeping in my lewe is deur die kruis. Dit is hoekom Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus in 1 Johannes 2. Kyk net vers 14 en dan is ons klaar. Wat sê vers 14? 1 Johannes 2. Kom ons kyk, wat is ek eerste deel? 1 Johannes 2 vers 14. En ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Jong manne, jong vroue, en jonkheid, hier so niks uit te waai met ouderdom nie. Né? Want jy kan oud wees en nog steeds 'n baba in die Here. Geestelike jonkheid is bietjie anderste. Baie van julle is baie jonger as ek, maar meer volwasse. En as daar van julle wat ouer as ek is, wat dalk minder volwasse is. Nee. Die Here weet.
Maar hy sê, skryf van julle jong manne, dat jy die woord van God in julle woon, en dat julle die bose oorwin het. Dis waar ons krag lê. Dis in die woord van God. Amen. So broer en suster, vra jouself die vraag vanmôre, na wie gaan ek luister? Na wat gaan ek luister? Die vlees of die gees? Antwoord jouself daai vraag vanmôre. Vader, ek dank U vanmôre vir hierdie woord. Ek dank U, Here, dat U ons nie in duisternis gelaat het nie. En dat U vanmôre die woord aan ons bekend gemaak het met betrekking tot hoe ons die vyand kan weerstaan en hoe ons sy plan om ons te laat afwyk van die wil van God in ons lewe te kan neutraliseer. O, ons het U Gees so nodig. Want die Gees leer en lei ons in die volle waarheid. Die woord leer vir ons in Romeine 8, hy wat deur die Gees van God gelei word. Hy is 'n kind van God. U Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. O Heilige Gees, lei ons in die waarheid. Want ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. Die woord leer ons moet ons heilig in die waarheid. O Here, help ons, sodat ons sal toelaat dat die woord van God volgens Kolossense 3:16 ryklik in ons sal woon in alle wysheid. En dat ons elke versoeking so sal kan weerstaan, deur te sê, daar staan geskryf. Help ons, Here, want ons begeerte is om in gehoorsaamheid U dienaars te wees. Help ons om dit te doen. En wanneer ons afwyk, Here, o Heilige Gees, oortuig ons. Maak dit aan ons bekend, sodat ons weer op die weg sal kom wat na die lewe lei. Want nou is die pad wat na die lewe lei. En die wat daarop is min. Mag ons deel van daardie min wees. Deurdat ons pad suiwer hou. Deur dit te hou na U woord. Dis my gebed in Jesus wonderbare naam, vir myself in die eerste plek, maar ook vir elkeen wat vanmôre geluister het. Ek eer U daarvoor en dank U dat U dit doen. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie.